Amen. Goeienaand broers en susters. En sê vir julle baie welkom hier in die huis van die Here. Amen. Kom ons vra ons sussie Karen om vir ons te open met gebed asseblief. Kom ons sluit die oë asseblief. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg om vir die tweede keer in die huis by mekaar te kom. Dat jy ons nou asseblief rustig maak, dat ons van alle dinge sal vergeet en ons harte en gedagtes op U sal fokus. Kom graveer die woord wat U vir ons gee, diep in ons harte, maar dat ons nie daar sal los nie, maar sal gaan uitleef daar buite. En so op ons sang nou, Here, neem dit as 'n lofoffer vir U. In Jesus naam vra ons dit. Amen. 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 Kom ons staan en ons sing saam. Send a new touch of fire in my soul. Ek is seker van ons almal het al op 'n punt gekom dat jy net 'n nuwe aanraking van die Heilige Gees nodig het. Om jy net te kom aanraak. Om jy net weer hy oomf te gee. Send a new touch of fire. Ons gaan juig daar in die hemel, want dit is verseker. Die hemel gaan nooit weer dieselfde wees as ons skrywe aankom, ja? Amen, ons gaan happy wees. Halleluja. Ons gaan juig. Lord, I lift your name on high because I just want to sing your praises. And I'm so glad that you're in my life.
name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Amen. Baie dankie, kan jy sit plek inneem. Dominee Daan. Baie dankie, Brent. Baie hartlik goeienaand aan elkeen van u. Het is goed om vir elkeen van u te sien wat nie vanmôre hier gewees het nie, vanaand saam met ons is. Mag die Here waarlik ons saam wees seën. Mag dit gaan om hom en niemand anders nie. En dat ons daardie kosbare naam hoog sal lig in hierdie tyd waarin ons lewe, maar ook elke dag in ons lewens. Die wêreld het nodig om te sien, weer te sien en mooi te sien dat Jesus Christus verskil in mense lewens kan maak. Maak nie saak wat jy gewees het nie. Jannie sê nou Vrydag aand dink ek hy ontmoet vir iemand weer wat hy jare gelede. Hy sê vir die persoon, hy sê, is nou soveel jaar wat die Here my siel gered het. Hy sê die ou is so geskok. Hoe kon die Here so iets reg gekry het met hom? Maar die Here kry dit reg. En hy kom en hy doen daardie verandering. En daarom laat ons sy naam verheerlik so in ons midde. Het lekker gesing so ver ons gaan. Net nou nog 'n paar liedjies sing. Voordat ons die offergawe gaan opneem, wil ek nou net ons teksvers vir die week met u deel, vir die van u wat nie vanmôre hier gewees het nie. Hebreërs 3 vers 4. Hebreërs 3 vers 4. Want elke huis word deur iemand gebou. Maar hy wat alle dinge gebou het, is God. Jy's nie alleen besig met in jou lewe nie. Met in jou geloofslewe nie. In jou toekoms nie. Krappie goeters vanaand. Jy's nie alleen daarmee betrokke en besig nie. God, die Here self, is daar in die proses om te vorm, om te verander, om meer my en u meer te laat wees en word soos Jesus Christus. En dis die bouproses. Ons het gekom, ons het begin te bou daai dag, toe ons vir Jesus ja gesê het in ons lewens. En daarvanaf ek is maar eintlik so half net die ou wat die stene aangee. Net die stene aangee. En hy bou. En hy's besig om te bou en in ons te werk. Mag Hebreërs 3 vers 4, as jy hom in hierdie week so weer bietjie gaan oordink, bedink, want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. Kosbaar, kom ons dien die Here met ons offergawes.
Kom ons sê vir die Here baie dankie, Hemelmeester. Ons is bevoorreg om so saam te kan wees. Here, terwyl die offergawe opgeneem is daardie mooi musiek gespeel. Dankie daarvoor. Here, sommer so lekker rustig in die gees. Here, soos wanneer 'n mens daar by 'n waterstroom sit en die water loop so rustig in die stroom af. Hemelse Meester, ons is so bevoorreg. Baie, baie dankie. Dankie vir die saamwees, dat U vir ons deur hierdie dag vasgehou, behoed en bewaar, beskerm het. Here, en dat ons nie van een weet in ons gemeente met wie dit baie erg siek gaan nie. Here, eer ons U, wil ons U naam verheerlik daarvoor. Hemelse Meester, baie dankie dat ons hier is, dankie dat ons 'n uitsending, Pieter daarbo, Here, met die uitsending besig kan wees. Here, dat die boodskap kan uitgaan en later vir baie ander mense ook bereik. Ons wil kom vra dat U vanaand vir Dominee Lennox sal kom seën, Here. Here, dat U dit sal kom stil en lekker rustig maak in elke hart. Dat ons sal verstaan en hoor wat U vir ons wil kom sê. Baie, baie dankie, Jesus, vir die offergawe wat opgeneem is. Dankie, Here, dat ons kan kom en ons wil, soos daardie hy seentjie gekom het, Here, en sy 2 visse en 5 broodjies vir U kom gee. Here, dat U dit kan gebruik. Miskien het hy ook gedink, miskien wil U alleen eet. Hy het nie gedink, miskien U wil die skare voed nie. Kom vra ons, Here, dat daar 'n skare gevoed sal word, ook deur daardie muntstuk of daardie geldjie wat in daardie sakkie geplaas is, soos wat dit daarvan ook uitgaan in die wêreld in. Seën dit, gebruik dit, alles tot eer van die kosbare naam. Amen. Vriende, ons het net daardie een skyfie wat ek net so gou as moontlik wil behandel. Op die 23ste gaan ons die oggend by die oggenddiens nuwe lidmate byvoeg. As u nog nie 'n lidmaat is nie en u wil graag 'n lidmaat van die sentrum word, kry 'n vorm daar by Rita of vra een van die kerkraadslede en hulle sal vir u met so 'n vorm bedien. En dan die aand gaan ons sommer 'n doopgeleentheid hê. Dan handel ons dit af vir hierdie jaar en dan is dit ook afgehandel. Die doop die oggend, die voorstel van nuwe lidmate en die aand dan is dit ons doopgeleentheid. Dan die 28ste, dis 'n Vrydag aand. Wil ons graag so verlengde tyd van gebed hê tot so 10:00 se kant. En ons nooi die selgroepe ook om te kom inskakel. En as julle miskien 'n liedjie wil saam sing, dan kan julle 'n liedjie saam sing as 'n selgroep. Spooke loop vanaand hierso. Maar luister u maar na my, ek sal harder praat as daardie geluide. Dan wil ons tot so 10:00 wil ons lekker saam sing, tyd gee vir getuienis as daar is en dan ook bid, in besonder bid vir die Desember maand, die program van ons van Desember maand wat ons het en dat die Here se seën en salwing daar ook op sal wees. En dan die 30ste. Jy sal sien die dinge volg nou vinnig op mekaar, is omdat al die dinge nou afgehandel moet word. Die 30ste November, daardie Sondagoggend, het die dames besluit met ons nou soos ons noem 'n teelepel ete saam geniet as gemeente. Jy bring jou geliefde gereg of jou gereg wat jou gesin baie van hou
of dit 'n lekker aardappelslaai is, of 'n pudding is, of pampoenkoekies is, of wat ook al. En waarvan jy weet, ek ook al, dan bring jy dit saam, daardie Sondagoggend, en ons pak dit daar alles so uit op die tafel, en so 12 uur se kant, wanneer al die werksaamhede hier binne afgehandel is, dan beweeg ons agtertoe, die dames skryf, vir ons als reg gekry, elkeen bring sy eie eetgerei, en sy eie koeldrank. Jy kan met 'n ander ou share as jy wil, maar dit is eintlik vir jou. En dan vat jy maar net weer jou eetgerei huis toe, en gaan was dit met 'n lied in die hart, want jy het nooit uit Sari se bord of uit Susanna se bord, nie die bordie se bak het jy lekker geëet en jy voel nou goed. As jy deel daarvan wil wees, in die portaal is 'n lys. Ek sê vanmiddag van Marlene met 'n skok, ek sê jong, ek het nou net daar verbygeloop toe ek die alarm vanmôre aansit. Toe sien ek die een naam hier, so lyk my prater het op dooie ore. Nou is ek half bekommerde in die hart. En maar skryf die naam daar, dis net om vir Marnay hulle wat die dinge reël, net 'n idee te gee van hoeveel daar is en wat daar is. Dat as daar dan nou 'n hoenderbout of 'n batjiebout bygebak word, dat dit gedoen kan word, dat daar 'n vleisie ook is om saam te eet. Asseblief, kom ons werk, dis die laaste van daai werksaamhede, dan begin Desember maand, en dan het ons elke Sondag het ons program wat gaan loop. Dan die 7de Desember, dis nou net die Sondag daarna, Skatkis Sondag, en dan die aand is dit ons Kersaanddiens. Ek weet die persone betrokke is aan die woel, en hulle kry al die dinge reg, en die woorde, en al daardie goeders, wat gedoen moet word, so ek is opgewonde, en ek wil hê dat die aangevier sal word, dat die ook opgewonde is. Ons sal 'n programmetjie, so oor 'n Sondag of 2, dis seker daar so by die 30ste rond, sal ons 'n programmetjie hê, om vir u te gee, dat u presies weet, hoe loop ons Desember maand se program. Baie dankie, mag die Here ons seën, ook in die saamwerk daarmee. Baie dankie. Brent, ek gee weer oor vir jou in die orkes daarso. Baie dankie. Dominee Lennox gaan oorvat nadat die sang klaar is. Baie dankie. And
op niks in staat in ons eie krag nie, maar alles deur hom wat ons krag en genade gee. Mag nooit op jou eie krag staat maak, want jy het nie jou eie krag nie. Dit is sy genade en sy krag in jou. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. saam met ons te staan en af te sluit met let your glory fill this house. And may your praises fill our hearts.
Let each vessel offer unto you. Let your glory fill this house. Let your praises fill our hearts. May each vessel offer unto you the sacrifice of praise. You Lord are holy. You Lord are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You Lord are holy. You Lord are worthy. You deserve the glory. Jesus, you let your glory fill this house. Let your praises fill our hearts. May each vessel offer unto you the sacrifice of praise. You Lord are holy. You Lord are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You Lord are holy. You Lord are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone. You Lord are holy. You Lord are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You Lord are holy. You Lord are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Wat 'n voorreg by God om in hierdie heilige oomblik my God in die heilige teenwoordigheid te kan wees. Wat 'n voorreg my God dat ons van hierdie oomblik ek ongelooflik geprys het my God. You are worthy, my Lord. Here, wees met elkeen hier vanaand. Seën ons met die woord, my God. Here, maak elke hart rustig, my Here. En berei hierdie grondgebied voor. Alles tot eer en verheerliking van U heilige naam. Amen. Dankie voorsangers, dankie vir die orkes. Goeienaand aan elkeen van u wat vanaand hier is. Ek groet u in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil vanaand vir u die woord bring in 'n bekende gedeelte. Is jy right? Okay. 'n bekende gedeelte van 1 Samuel 17 vanaf vers 34. Daarop sê Dawid aan Saul, "U dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu en 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood.
En die daar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbestrede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagorders van die lewende God uitgedaag het. Vers 40. Daarom neem hy die staf in sy hand en soek vir hom uit by die spruit 5 gladde klippe en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik die slingersak. En dan sê met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Nou wil gaan na vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe met die naam van die Here, van die leerskare, die God van die slagorders van Israel, wat jy uitgedaag het. Nou wil ek die laaste vers is 49. En Dawid steek sy hand in die tas en neem die klip daaruit en slinger en tref die Filistyn aan sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. Geskiedenis was nie my sterkste punt op skool gewees nie. Ek kon eenvoudig net nie insien wat dit beteken vir my toekoms, want ek wil weet wat in die verlede plaasgevind het nie. Maar eendag het my geskiedenisonderwyser vir my gesê, as jy wil weet waar in jou toekoms lê, moet jy weet en kennis dra van jou geskiedenis. Ja, ek het baie pakslae gekry en alles, maar weet jy, ek het besef, hy was reg. Hy was doodreg. Weet jy hoekom? Want ons het 'n Bybel ryk aan geskiedenis. Ons het 'n Bybel wat ryk is aan die beloftes van die toekoms. So vol van die geskiedenis wat hier aangeteken is. En tog is daar geen ander boek wat met die Bybel vergelyk kan word nie. En tog is daar so min mense wat die woord van God lees. Die verhaal wat ek sopas gelees het, ons almal ken dit. Almal sien dit as 'n kinderverhaal. 'n Ware gebeurtenis, ja, maar as 'n kinderverhaal. Maar hierdie kinderverhaal het soveel diepere waarheid wat bekend is, of ek vanaand aan nie bekend wil maak. Die verhaal vertel ons, as ons aan God gehoorsaam sal wees en op hom vertrou, dan sal ons van sy grootheid van God sal ons leer ken. As ons 'n persoonlike verhouding met God wil hê en ons is hom gehoorsaam, dan maak dit nie saak wie ek of jy is nie. Ons sal God se goedheid en guns altyd oor ons lewe hê. Maar hy leer ons ook hierdie verhaal, as ons van God afvallig sal word, dat ons sal ongeskik wees vir sy diens. Daar sal 'n leemte wees in so 'n persoon se lewe. En meeste gevalle sal daar altyd vrees en onsekerheid wees in so 'n persoon se lewe. En ek gaan dit vanaand vir u wys uit hierdie verhaal uit. Maar eers wil ek vir u 2 vrae vra. En dis die onderwerp, is die eerste onderwerp van vanaand, is wie kan met God vergelyk word? En die tweede vraag wat ek graag wil vra is, staan u dalk vanaand hier met leë hande voor God? Hierdie geskiedeniskundige verhaal is 'n toets om ons te bepaal ten opsigte van ons verhouding met God. Ons lees hier van 'n onbestryde Filistyn baasvegter met die naam van Goliat. Hy was 'n reus van 'n man, maar sy mond was net so groot gewees en hy het verwaande dinge gespreek teenoor God. En vandag wil ek ook vir u sê, dat sê so baie van vandag, hoe baie mense die naam van die Here ook uitelik gebruik. Vir sommige mense was dit 'n gewoonte om so te spreek, hulle besef nie eers, hulle gebruik die naam van die Here uitelik nie. En tog maak dit mense hart so seer, veral vir ons wat kinders van God is. Saul was 'n koning gewees wat deur God aangestel was. God het hom uitgekies, maar tog het hy vir Goliat gevrees. Bo alles laat Goliat nog toe dat hierdie onbesnyde Filistyn God se naam so uitelik gebruik. Sou gee jy dan nie om wat hierdie man te sê het oor ons God nie? Waarom laat jy toe dat hy God se naam so oneer aandoen? Waarom doen jy niks nie, Saul?
Weet jy dat Saul was eintlik die regte persoon gewees om vir Goliat aan te vat? Want Goliat was amper 3 meter lang gewees. En 1 Samuel 9 vers 2 sê dat Saul was die langste persoon in die hele Israel gewees. In lengte was hy eintlik die ideale persoon om Goliat teen te veg. En daarom was hy in 1 Samuel 10 gesalf gewees deur God. En God was teenwoordig in sy lewe. Maar hy het nie met leë hande gekom nie, hy het 'n swaard gehad. Weet jy dat in hoofstuk 13 lees ons dat Saul was die enigste wat 'n swaard gehad het. Daar was geen wapensmid gewees in die hele Israel nie. Die manne het pikke geneem en het geneem die lemme van ploë, dit skerp gemaak en daarmee gaan oorlog gemaak. Maar Saul was baie goed vertroud gewees met die swaard. Hy het saam met God soveel suksesvolle oorwinnings behaal. Hy het tyd gemaak om sy swaard te oefen, te weet wat is die beste manier om hierdie swaard te gebruik. Vanaand wil ek vir Hebreërs 14 aanhaal, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnijdende swaard en dring deur die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg en dit beoordeel van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Hierdie is ons swaard wat God in ons hande kom gegee het. Ken u u swaard? Is u vertroud met die swaard? Weet u hoe om die swaard te gebruik op die beste manier teen u omstandighede of u vyand? Saul het persoonlik beleef hoe God hom gebruik het. Saul het in elke oorlog die een oorwinning oor die ander behaal. Hy het geveg en hy het geen vyand gevrees toe hy aan die regte verhouding met God was nie. Nou vra ek, Saul, waarom vrees jy dan vir Goliat? Waarom wil jy dan Goliat gaan veg nie? Jy sien die antwoord lê in hoofstuk 13 van 1 Samuel. Saul was ongehoorsaam gewees aan God. Saul was 'n ongeduldige mens en hy wou nie na God geluister het nie. Saul het God teleurgestel en daarom het God hom onttrek. Saul se ongehoorsaamheid was, hy het sy manskappe belangriker geag bo God en die besittings. Vanaand wil ek u vra, stel u God eerste in u lewe? Het u al vir Jesus Christus aangeneem as die persoonlike verlosser en saligmaker? Of sal jy dalk die vriende, of die werk, of die besittings, of die geld, of ander persone bo God? Daarom wil jy nie vir God aanneem nie. Jy sien, daar het 'n dag gekom in Saul se lewe, en ons sal dit lees in hierdie verhaal, toe hy sy swaard eenkant geplaas het, en hy het gestaan met leë hande. Want dit is toe Goliat na vore gekom het. En Goliat was net 'n blote mens gewees. En tog het Saul vir Goliat gevrees. Soveel mense plaas hulle woord, die Bybel van God, op 'n rak of in 'n kas. Hulle lees dit nie meer nie. En daarom dit stel as soveel stof wat opgegaar word op die woord, omdat hulle dit aan een kant plaas. Is geen wonder dat daar vandag so baie mense is wat in vrees lewe nie. Hulle staan vandag met leë hande voor God, omdat hulle juis hierdie swaard eenkant geplaas het, soos wat Saul op hierdie oomblik teen Goliat sy swaard eenkant geplaas het. Hulle dra nie meer kennis wat in die woord van God staan nie. So baie het in die verlede die woord gelees, maar hulle het al hulle kennis wat hier staan alreeds vergeet, omdat die woord eenkant geplaas word. In hierdie verhaal het God vir Samuel gestuur om vir Dawid te gaan salf as koning oor Israel. En Dawid was gevul gewees by die Heilige Gees. Hy was nog 'n jong seun gewees. Jy sien, Saul en sy opgeleide manne, hulle was so bang gewees vir Goliat. Hulle was nie bereid om te veg teen Goliat nie. Israel het alleen gestaan. Hierdie hele weermag was eenkant gewees. Israel, om die woord te gebruik, vulnerable. Maar God het ingetree. As u voel, u staan dalk vanaand alleen in u omstandighede.
U voel dat hierdie saak waarmee u worstel op hierdie oomblik, u staan alleen. Laat ek u vanaand sê, u is nie alleen nie. God wil intree in u situasie, soos wat God op hierdie oomblik ingetree het in Israel. U sien, God het vir Dawid gestuur. Dawid het daar opgedaag met 'n efa vol gebraaide koring, 10 brode, of as die broers te gaan gee. En hy het 10 skywe kaas gehad om vir die hoofman oor 10 huise te gee. Dis maar net 'n bribe gewees om te sê, hoorie, asseblief, wees asseblief goed gunstig oor my kinders. Maar intussen het die hele weermag daar gestaan, weerloos en hopeloos. Al wat Saul ook al gedoen het is, hy het besluit, dat ek maar 'n beloning uitreik vir die een wat bereid is om teen Goliat te gaan veg. Ek is bereid om hulle die rykdom te gee. Ek is bereid om vir jou my dogter te gee om mee te trou. En ek sal vir jou en jou familie vrystel van enige belasting. Wêreldse dinge, Saul, is dit al wat jy kan aanbied? Waarom reik jy nie uit na God nie? Waarom vermy jy vir God? Ons moet nie op wêreldse dinge staat maak nie. So baie mense wat kom miskien aan jou sê, hoorie, as jy dit doen, sal ek jou beloon. En dan wil hy iets oneerlik doen. Wees versigtig. Die duiwel is sliek. Dawid het gespreek in die geloof. Hy het gesien hoe hierdie manne daar so staan, so hulpeloos. Hy het vir hulle gesê, manne, nie besmoedig wees nie. Weet jy wat? God is met my en saam met God sal ons hierdie Goliat laat val. Dawid se hande was nie leeg nie. Hy het vir God gehad. Hy het 'n slinger gehad en hy het 'n stok in sy hand gehad. Maar God het hom geleer om op hom te vertrou in elke situasie. En daarom kan hy in Psalm 18 vers 30 het gesê, want met u loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor 'n muur. Is dit nie of ons geloof vandag moet wees nie? Moenie dat u omstandighede laat struikel nie, want saam met God sal u omstandighede storm loop. Wil u so 'n verhouding met God hê, soos wat Dawid gehad het? U kan so 'n verhouding hê. Gee net jou hart vir Jesus Christus en jy sal nie met leehande staan vanaand nie. Maar weet jy wat? Terwyl Dawid so met die manne gepraat het, het een van die manne van Saul kon sê, hoorie Saul, daar is iemand wat bereid is om teen Saul te Goliat te gaan veg. Saul sê, hy gaan roep hierdie man met die naam van Dawid. Jy sien, Saul het Jesaja goed geken. Hy het geweet dat hierdie seuns is hierdie sterk, gespierde manne, wat goed opgelei is, teen enige oorlog te kan veg. Hulle was goeie vegters gewees. Hy het uitgesien om vir Dawid te sien, wie is hierdie gespierde man wat bereid is om teen Goliat te veg. En toe Dawid daar opdag, toe sien hy maar as kind. Hy sien maar 'n jong seun. Hy sien voor hom staan 'n man wat nog nooit weermag opleiding gehad het nie. En hy het gesê, Dawid, ek kan nie jou stuur in hierdie weermag in nie. Hierdie is 'n baasvegter, Goliat wat daar buite kan staan. Maar Dawid het nie stil geword nie. Hy sê, koning, laat ek jou vanaand iets sê vir jou, nee. My God is met my. Ek het, weet jy koning, het jy al teen 'n beer beklei? Ek het. Het jy al teen 'n leeu beklei, koning Saul? Ek het. En ek het beide vir hulle geslaan in die naam van die Here. En as 'n hoofletters geskrywe wat beteken Jahweh. Hy sê, hierdie Filistyn sal ek verslaan in die naam van Jahweh. Saul was desperaat geweest. Hy het gesê, Dawid, dis reg. Gaan jy en beklei wat teen Goliat. Hy het die hele Israel op Dawid se skouers geplaas. Maar het hy geweet, God het hom al reeds gesalf, dat hy die koning sal wees. Saul wil hierdie selfde swaard, wat hy een kant gestoot het daar, een kant lê, wil hy net vir Dawid gaan gee. Die wapenrusting is eintlik iets persoonliks, bedoel vir die een, vir wie het gemaak is. Ek kan nie u wapenrusting dra nie, ek kan nie u swaard vir u dra nie, u kan nie myne vir my dra nie. Elke wapenrusting is 'n persoonlike ding. Maar Dawid het nie 'n swaard gehad nie. Hy het die slinger gehad, hy het die stok gehad en hy het vir God gehad aan sy kant en dit was meer as genoeg. En daardeur wil hy God gaan verheerlik. God het vir Dawid opgelei.
Dawid moes as jongseer geleer het hoe om te veg teen 'n leeu. Hy moes as jongseer geleer hoe om te veg teen 'n beer. Dit was nie maklik vir hom gewees nie. Maar hy het geweet God was met hom. Elke omstandighede verskil. Miskien is u nog op die stadium wat u nog teen 'n beer moet beklei of teen 'n leeu voordat u by 'n Goliat moet uitkom. Dit is so maklik om 'n ander persoon te sê, ag, dis nie so erg nie. Maar jy staan nie in hy persoon se skoene nie. Miskien is my lewe dalk of u lewe is dalk miskien dalk verder gevorder geestelik as my lewe. Maar vir my is 'n beer nog 'n challenge. Maar wees verseker, ergens in my lewe sal ek met 'n Goliat kom, maar dan moet ek eers hierdie opleiding kry hoe om met 'n beer en met 'n leeu te deel. Daarom moet ons medelee hê teenoor mekaar. As iemand in 'n omstandighede is, dit klink miskien vir ons gering, maar wees medelee teenoor hy persoon en bemoedig mekaar in gebed. Want Dawid moes op die harde manier geleer het om te veg. Hy het klaar al reeds die leeu oorwin, hy het al reeds die beer oorwin, en nou is daar 'n Goliat in sy lewe. Hy is op na die volgende level in sy lewe. Laat God toe om met u omstandighede te deel. God berei u dalk voor vir 'n Goliat wat op pad is in u lewe. Miskien is u dalk op hierdie oomblik 'n Goliat wat voor u staan. Nie deur krag nie, nie deur geweld nie, maar deur die Gees. Bid in die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie kan sien nie en hom nie ken nie. Maar julle, kinders van God, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en julle sal by julle sal wees. Johannes 14. Volgende Dominee Daan Spreuke 18 vers 21 aangehaal. Die tong het die mag oor dood en lewe. Maar soos wat Dawid is, het hy geweet dat hierdie Goliat gaan hom nie onderkry nie. Daarom het hy gespreek oor sy omstandighede. Daar sal oorwinning wees oor my omstandighede. En ek saam met dit oorwinning behaal in die naam van die Here. Met dieselfde slingervel waarmee hy die leeu aangevat het. Met dieselfde slingervel waarmee hy die beer oorwin het. Het hy met dieselfde geloof as hy bereid om 'n Goliat aan te vat. Met dieselfde vertroue in God en met dieselfde God wat saam met hom sal wees. Wat saam met hom was terwyl hy die leeu en die beer was. Is hy bereid om te gaan veg teen hierdie Goliat. Dus ek kom hy daar sy gedagte gekry van Psalm 20 vers 8 wat sê, sommige vertrou op strydwaans, ander vertrou op perde, maar ons vertrou in die naam van die Here ons God. Dawid het nie uitgegaan om te sê, maar ek gaan hom oorwin met my eie krag nie. Nee, hy sê eintlik, ek gaan uit om Goliat te oorwin in die krag van God. Hy gaan die geveg in met 'n persoonlike verhouding waarmee mens met God staan. Hy was gehoorsaam aan God gewees. Hy het die kennis gehad alreeds wat God vir hom kan doen. En daarom het hy gegaan na die spruit toe, waar hy die 5 klippies moet gaan uitgesoek het. 5 gladde klippies wat gevorm is deur die hand van die Hemelmeester. 5 klippies, en daar was 5 reëse gewees. Maar daai dag het hy net 1 klippie nodig gehad. Maar as jy alle 4 broers van Goliat opgedaag het hy gesê, maar moet julle maar kom. Ek is reg vir julle. Ek het my alle 4 klippies klaar reg. Ons moet voorbereid wees. Ons weet nie wat lê voor op ons pad nie. Ons moet ook sorg dat ons 5 klippies by ons het. Nie net wat staat pak op 1 klippie nie. Ons weet nie hoeveel ander vyande wag daar vir ons is nie. Is u herderstas vandag gevul met hy 5 klippies of is u herderstas leeg vandag? Elke klippie spreek van God se teenwoordigheid in ons lewe. Elke klippie spreek van oorwinning oor ons omstandighede. As jy 'n klippie het, dit beteken dit is 'n belofte wat God aan my en jou gegee het. Dit is 'n belofte wat ons gaan gebruik teen ons vyand, teen ons omstandighede. Elke belofte ons bewaar. Ons die herderstas is ons hart. Ons bewaar
in ons hart, elke belofte. Want jy sê, hoekom het Dawid gegaan na die spruit toe? Daar by die dal van die terpentynboom was daar geraas gewees. Dis Goliat wat die hele tyd vir God eintlik 'n woorde aangespreek het. Hy het dit geraas gemaak. En hier by hom staan die hele Israel se weermagte. Hulle almal is bewend, hulle is verward. Hulle loop rond onder 'n donker skaduwee. En daarom moes hy wegbeweeg en daar hierdie waterstroom wat vloei. Daar is stilte. Daar is die vrede van God. Dawid is weg uit negatiewe omstandighede uit. Daar by die spruit het hy vir Jahweh ontmoet. En daardie stille oomblikke het hy in God se vrede gewandel. Dawid het tyd gemaak vir God om in sy teenwoordigheid te verkeer. En daardie stille toewyding het hy nog 'n wapen by hom gehad wat genoem moet word en dis gebed. Dawid het geleer hoe om te bid. Hy het geleer hoe om stil te word vir God voordat hy in enige situasie in beweeg. Jy sien, ons kan net die beloftes van God ontvang wanneer ons in daai stille toewyding by daardie spruit by God uitkom in sy heilige teenwoordigheid. Met ander woorde, ons stilte kamer. Daar waar ons weg in die geraas uit is. Kom weg uit jou omstandighede uit. Moenie dat jou omstandighede onderkry nie. Want dis die oomblik wat die duiwel vir jou gebruik. Hy gaan vir jou enige ander negatiewe gedagtes gee of vir jou te sê dat jy minderwaardig moet voel. Maar as jy jou sit uit kamer is, jy sê voor God uit jou omstandighede uit, dan hoor jy God se stem en God wag vir jou by daardie spruit. Hy as 'n waterstroom voor sy genade troon uitloop tot in jou hart. Hy sal jou dors les en hy sal elke vorm van vrees uit jou lewe uit wegneem. God sal jou bemoedig daar in jou stille kamer. Moenie vrees nie. Moenie bekommerd wees vir jou omstandighede nie. Dis 'n mens wat daar staan. Goliat is net nog omstandighede. God is groter as jou omstandighede. My God is so strong and almighty. There is nothing that my God cannot do. En ek glo dis waar die gedagtes gekom het by Dawid wat sê, Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my by groen weivelde na waters waar rus is. Lei hy by heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Was daai gedagtes nie gebore gevind by hierdie spruit nie? Daar in die teenwoordigheid van God voordat hy van Goliat wil aanvat. Jy sien, die stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. Dawid het alreeds alles ontvang wat hy nodig het. Nou is Dawid toegerus. Hy het God genader en God het hom genader. Hy het weerstand gebied teen die duiwel en die duiwel het weggevlug. Dawid was op sy knieë gewees voor God. En toe hy opstaan, was sy knieë af in die heilige teenwoordigheid van God, was hy gereed gewees vir Goliat. Nou is hy reg om sy Goliat te gaan ontmoet. Toe Goliat wou Dawid sien, was hy maar eintlik verbaas gewees om te sien dis maar net 'n kind. Jy sien Goliat het afgekyk na hierdie jong seun. Want dis waar Goliat sy fout gemaak het. Hy het nie gesien wie staan agter Dawid nie. As hy dit opgekyk het en gesien wie staan agter Dawid, sou hy gesien het dat agter hom staan die almagtige God, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Dan sou hy besef het, Dawid is nie die kleinery persoon hier nie, maar hy self sou het gewees het, maar Goliat was te hoogmoedig gewees. Hy het te vinnig gepraat, het te veel gepraat, hy was blind gewees aan sy hoogmoed. En uit gewoonheid het Goliat by sy hoogmoed begin sê, hy sal vir Dawid doodmaak, en daarom het hy die slagveld begin betree. Hy was eers verontwaardig gewees die ou Goliat. Want hy het gesê Dawid het 'n stok in sy hand. Dan sê hy, maar is ek nou maar 'n hond dat jy na my toe kom met 'n stok? Want dit het Dawid hier afgesit hê. Miskien het hierdie gedagte geboorte gegee daai dag. Vir Dawid wat sê, al gaan ek deur dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf vertroos my. Jy sien, met die stok
het Dawid geleer om die beer en die leeu te verslaan. Die stok is daar eintlik net om te vertroos, om te dissiplineer, om die skaap op die regte pad te hou. Toe Dawid sy stok invat in hierdie slagveld in, verteenwoordig Dawid daar dat God is met hom, want God het sy stok teen Goliat gerig. En met daai stok was Goliat vernietig. Jy sien, ons wil nie hê dat God met sy stok teen ons rig nie. Elkeen wie God verwerp, elkeen wat weeltyd sal sê, Here, ek het nie tyd vir U nie. Elkeen wat sê ek gaan nie my lewe regmaak nie. Elkeen wat elke keer God se genade een kant toe stoot. Daar kom 'n dag wanneer God sy stok op jou sal rig, meneer en mevrou. Hoe verskriklik is 'n val in die hande van 'n lewende God. Ons wil nie God se stok teen ons gerig hê nie, maar eerder sy staf waar hy ons sal verkoop, ons sal vertroos. Die goeie nuus is, God wil sy staf vir ons gee. Hy is lief vir jou en vir my. Hy wil jou die pad aanwys. Hy wil jou beskerm. Maar hy wil hê dat jy moet tot bekering kom. Jy moet jou lewe regmaak met hom. Is jy bang vir die Goliat? Spreek dit aan in die naam van die Here. O kind van God. En die Here sal sy stok teen u Goliat rig. Maar dan moet jou lewe reg wees vir God. Dan sal God saam met jou wees in jou omstandighede. Goliat het toe Dawid genader. En so het Dawid ook ingestap gekom en in die slagveld benader. En daar het dan hierdie gedagte dat voor gekom in sy gedagtes. Here, U berei die tafel van my aangesig voor by my teenstander. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goed en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis wees van die Here vir lengte en dae. Sonder dat Goliat enigstens 'n wapen kon opgelig het Dawid sy klippie uitgehaal. Dawid het nie 'n swaard gehad nie, want die geveg is God se geveg, nie Dawid se nie. En daar het Dawid die klippie uitgehaal. Hy was gereed en hy het vir Goliat getref. Maar jy sien, vroeër as jy aanhou, was Saul sy swaard vir Dawid gegee het. God het dit toegelaat nie. Want as jy 'n Goliat se kop, as reuse kop wil afslaan, het jy 'n reuse swaard nodig. Dawid het gegroei geestelik in hierdie omstandighede. Saul se swaard sou dit nie kon gedoen het nie. Maar wanneer ons Goliat oorwin, dan kry jy ook meer kennis van God. Jy kom nader aan die Here en jy sal 'n Goliat se swaard in jou hand dra. As die vyand nader kom by jou toe, dan sê jy vir hom, wyk! Van die naam van die Here spreek ek jou aan, want hier is my swaard in die naam van die Here. Daai dag het Goliat sy kop letterlik verloor. Die feit is net, omdat Dawid gegroei het, kon hy die swaard van Goliat gebruik het. Moenie vir Goliat vrees in die lewe nie. Moenie dit toelaat, die duiwel ons belieg nie. Ons almal gaan deur omstandighede. Die rede daarvoor is dat ons moet groei en nader aan God moet kom. Gaan op ons knieë voor God. En wanneer ons opstaan, kan ons enige omstandighede face. Dawid het dit bewys. Ons dien 'n groot God. Ek wil graag afsluit met 2 versies. Micha 6 vers 6. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jare-oud kalwers? Sal die Here 'n welbehae in 1000 ramme en 10.000 strome van olie? Sal ek my eerstgeborene gee vir my oortredings, die vrug van my liggaam, vir die sonde van my siel? Die Here soek nie ons besittings nie. Hy soek nie jou geld nie. Vers 8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is.
En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Dis wat God vra. Hy wil hê ons moet wandel saam met hom. Micha 7 vers 17. Hulle sal stof lek soos die slang. Hulle sal soos grondkruipers bewende uit hulle vestings tevoorskyn kom. Hulle sal siddering kom na die Here ons God. En hulle sal vir U, o God, vrees. Wie is 'n God soos U? Wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortredings van die oorblyfsels van sy erfdeel verbygaan. Hy hou tore nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehae in goedertierenheid. Hy sal alweer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree. Ja, U sal al hulle sondes in die diepte van die see werp. U sal terugbewys aan Jakob, goedertierenheid aan Abraham, wat U van U vaders met 'n eed beloof het sedert die dae van die voortyd. Kom ons, vermoedig onsself voor die Here. Die orkes kan maar voorkom. Moenie laat die duiwel vir U 'n leuen vertel nie. Moenie toelaat dat omstandighede jou van God af weghou nie. Laat God toe om saam met jou in die omstandighede deur te gaan. Ek hoop U staan vanaand hier met Leande nie. Ek vertrou elkeen van U het U Bybel by U vanaand. Ek vertrou dat elkeen van U het hierdie swaard by U en U lees hierdie swaard. Leer uit die woord uit. Leer wie is God. Luister na God se beloftes. En U sal die een oorwinning na die ander behaal. God sal jou nooit alleen los nie. Vertrou op die Here. Indien jy vanaand wil sê, ek het nog nooit my lewe met God reggemaak nie, moenie jy uitstap voordat jy lewe met God reggemaak het nie. En jy ja, by die huis dieselfde. Maak 'n oproep, maak seker jou lewe is reg. Want jou Goliat is op pad. En as jy nog nie enige probleme gehad het nie, is jou leeu en jou beer ook op pad. Dan hoop ek, jy het jou swaard. Amen. Breng by, dankie. Ons staan en ons sluit af. It is no secret what my God can do. For you.
is 'n God soos U. Niemand nie. So liefdevol, so almagtig, 'n God van geregtigheid. Dankie vir die kosbare woord. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou hef en jou vrede gee, totdat hy kom. Amen.